elke individu en gemeente, welkom by TD Kerk se lewendige uitsending en of opnames van ons prediking en aanbidding. Jy kan ons kry op Facebook, YouTube of loer op ons webtuiste. Soos altyd wil ons jou help om Jesus te beleef, mekaar te disipuleer en jou wêreld te verander. Een van die grootste verwyte wat ek en Lizelle het, is dat ons op ons troue nie gedans het nie. In die oomblik wat ek dit sê, kan ek sien, sy het nie geweet ek gaan dit sê, is my vrou van vooraf kwaad. So ek staan maar redelik hierdie kant van die tafel tussen ons. En die rede hoekom ons nie gedans het op ons troue nie, is omdat die pastoor wat ons getrou het gesê, hy trou ons nie as daar gedans word. Want dans, volgens hom, lei tot sonde. Wie van julle het op julle troues gedans? Ek sak my kop in skaamte. Verseker kan daar op 'n manier gedans word wat vulgair is. En as jy MTV sou aansit, dan kry jy genoeg van dit. Ek dink as jy drank en dans meng en mans begin met mekaar se vrouens dans, kan daar probleme kom. So daar's verseker dit kan verkeerd aangewend word, soos enige iets in die lewe. Geld kan ook verkeerd aangewend word. Maar as jy glo geld is boos, gee jou nou vir my, ek sal dit bestuur. So, as 'n man en sy vrou dans op hulle troue, is dit pragtig. As ek my dogtertjie vat en haar in die ronde swing en daai groot glimlaggie van haar, is dit so mooi. As familie met mekaar dans en niggies en neefies, is dit mooi. Daar hoef nie iets leliks te wees nie. Daar is nie per definisie iets leliks nie. Dis wat die skrif sê, wat vir die reine is alles rein, vir die onreine is alles onrein. Jy bring die onreinheid na iets toe, dan maak jy enige ding onrein, en jy bring die reinheid na iets toe, dan maak jy enige ding rein. As 'n klomp rein mense 'n partytjie, is dit 'n wonderlike partytjie, as 'n klomp onrein mense 'n partytjie, is dit 'n chaos ding. Ons het gemors. Ons het vieslik. Die ding is, godsdienstigheid, en ek wil hierdie woord gebruik teenoor godsdiens. Godsdiens kry jy in die skrif, die woord is ons redelike godsdiens, en is 'n diens tot God, is nie sleg nie, maar godsdienstigheid wil ek vandag as 'n slegte woord gebruik. Godsdienstigheid het die vermoë om dit self in te wurm oral. En vir een of ander rede is ons as mense so vatbaar vir godsdienstigheid. Baie mense sal hulle hele lewe deurgaan en godsdienstig wees sonder om God te ken. Ongelukkig sal baie mense God ken en dan ergens godsdienstigheid begin toelaat, aanleer, deel van hulle lewe maak, deel van hulle konteks. En dan, wanneer dit in die geloofslewe in wurm, dan word dinge klomp moets en moenies en 'n klomp uiterlike dinge wat nie die hart aanraak nie. Wat nie mense se hart verander nie. Maar hulle leef die uiterlike godsdienst. Nou die ironie in hierdie geval, hierdie man
is eintlik 'n wonderlike man van God en hy het 'n verkeerde verstaan gehad. En ek dink as hy terugdink vandag en hy dink dit was dom. Maar almal van ons, maak nie saak wie jy is nie, is vatbaar vir godsdienstigheid. Dit word in 'n oogwink 'n plaasvervanger vir ware verhouding en intimiteit met die Here. Godsdienstigheid. Nou sien ons hier in vers 1 en 2 dat Jesus se disippels het deur die graanlande geloop en hulle het koring uitgevryf en dit geëet want hulle was honger. En hulle het niks verkeerd gedoen nie, want hulle het nie in hulle eie graanlande geloop nie, het ander mense se graanlande geloop, maar volgens Deuteronomium 23 vers 25 was daar in die wet voorsiening gemaak vir as ek honger is en ek stap langs 'n land verby van 'n boer of vir wat ook al, dan mag ek van die graan pluk en dit eet, ek mag van sy druiwe pluk en dit eet, ek mag nie by mekaar maak en saamvat nie, maar ek mag my onmiddellike honger stil. Dit was deel van die Israeliese wet. En jy mag dit gedoen het. Dit was hoe God seker gemaak het dat die armes alright is. Ek mag nie met 'n implement geoes het, sodat 'n klomp geoes het nie, maar ek mag gepluk het met my hande en geëet het totdat ek genoeg gehad het. 'n Baie mooi beginsel wat God in die wet ingebou het, sodat die arme mense ook kos gehad het en daai dag as hy nie iets gehad het om te eet nie, kon hy eet as hy by een of ander landery was. Hy kon. So hulle het niks verkeerd gedoen in daai opsig nie. Die probleem wat die Fariseërs en die skrifkenners gehad het, was die feit dat dit gebeur het op die Sabbatdag. Die Saterdag het hulle geloop en dit gedoen. En volgens die wet mag jy nie werk op 'n Sabbat nie. Maar wat beteken werk? En die rabbies het nou begin koppe by mekaar sit en beredeneer en besin hier oor wat beteken werk nou eintlik? Is dit werk vir my vrou om kos te maak vir my op 'n Sabbat? Ons praat nou, in ons kultuur het ons geleer Sondag is die Sabbat, ons is eintlik 'n Saterdag. Maar is dit werk as sy die kos maak? En sy sê natuurlik. Is dit werk om die koei te melk? Om die hond uit te vat? Om die vullis uit te gooi? Natuurlik. Is dit werk? So hulle het begin redeneer, wat is werk? En hulle het 'n verskriklike godsdienstige benadering tot hierdie gehad. En hulle het soveel goed gehad, en soveel wette, en volgens hulle wat hierdie ouens gedoen het, is hulle het nou koring geoes. En jy mag nie oes op die Sabbat nie. En dis hoekom hulle kwaad is vir die disippels. Hulle het lang lyste van hoeveel tree jy mag loop op 'n Sabbat. Want as jy meer as dit loop, dan raak dit nou werk. Dis hoekom in die skrif sal jy lees in die Ou Testament sal hulle praat van dit was 'n Sabbatsreis ver. Dis hoe ver jy mag geloop het op 'n Sabbat voordat jy die wet breek volgens hulle interpretasie, want dan begin jy werk. 'n Sabbatsreis. Kry jy daai woord? En so allerhande dinge. Jy mag nie 'n knoop gemaak het op 'n Sabbat nie, maar die vrouens mag seker goed in hulle hare gemaak het. So dan van die ouens, dit het regtig belaglik geraak. Maar nou kan jy nie water skep nie, want jy mag nie 'n knoop maak om die water. Jy vorige dag water geskep het, sodat jy vandag nie water te skep nie. En ortodokse Jodes, vandag nog ortodokse Jode, dis die Jode wat die wet nog letterlik hou. Daar's 'n paar van hulle, en in Israel is daar 'n paar van hulle, is daai ouens wat die groot swart hoede dra, nie die met die ronde hoedjies nie. Daai groot swart hoede. Ouens, dis die ortodokse Jode, hulle trek ook, hulle staan daar by die klaag, hulle klaag. Hulle het vandag nog al hierdie goeders. En as jy in Israel is op die Sabbat, dan stop die huiskraan op elke vloer. So arme jy is of jy op die 19de vloer bly. Want jy mag nie 'n knoppie druk nie, want dis werk. So jy staan in elke vloer gaan hy oop. Gaan hy toe. Gaan jy. Vloer 2. Gaan hy toe. In 1992 het 3 woonstelle afgebrand in die ortodokse buurt in Israel. Omdat toe die woonstel in die brand raak, die eenheid, hulle mag nie bel
op 'n Sabbat nie. Daai tyd was dit nog sulke fone. Van julle is te jonk om sulke fone te ken. Maar daar was voor selfone, ander tipe fone. Want dan breek jy elektriese current apparently, en dis werk, jy mag nie dit doen nie. So toe vra hulle vir die rabbi, mag hulle die brandweer bel? En in die halfuur wat die rabbi besluit het, gaan hierdie nou werk wees, is dit reg of verkeerd om die brandweer te bel, het die vuur na nog 2 eenhede toe versprei, en op die einde het die rabbi gesê, hulle kan maar die brandweer bel. Toe daar nou net 3 afgebrand. En nie net 1 nie. Want ons gaan nie werk op die Sabbat. Godsdienstigheid. Het kan rarig belaglik word. En nou lag ons vir die Jode, die ortodokse Jode, 40 jaar terug in die AGS, ons kerk, mag jy nie 'n jean gedra het, as jy 'n vrou is. Mag jy gremering aangesit het, jy bied gremering aan, bely jou sonde nou. Nee, jy sal met jou vaal gesig hier loop en Jesus dien met vreugde. Waar staan dit in die Bybel? Die woord jean kom nie in die Bybel voor. Mense raak vandag sal mense wat nie Paasfees vier nie. Wat nie Kersfees vier nie, want ergens het hulle gehoor nie, dis 'n heidense gebruik. Dis 'n heidense gebruik wat omgesit is in Christen fees. Hoekom is mense so obsessief? Daai mense met die Sabbat, vandag nog kry jy 'n klomp mense wat obsessief is oor die Sabbat. Hoekom raak mense so maklik obsessief met godsdienstige rituele, uiterlike dinge, klomp moets en moenies? Hoekom? En ons 2 redes, dink ek. En al 2 is eintlik maar 'n kompromie. Nie 'n kompromie nie, 'n kompensasie. Jy kompenseer vir iets. En wanneer kompenseer jy vir iets, is daar nie genoeg is nie, dan traai jy dit bysit, maar daar is nie genoeg van nie. Jy kompenseer vir iets. Jy gesien as iemand net die grandste klere aantrek en die coolste is en alles, en dis net brands en brille en alles. En as dit baie keer om na die selfbeeld nie genoeg is nie. Kompenseer. Jy probeer bysit om genoeg te hê, om op te maak vir dit wat jy voel daar nie is nie. Dis kompenseer. En dis wat godsdienstigheid doen, is dit kompenseer vir iets. Wat jy voel al moet wees, maar jy nie ervaar nie, of dink is nie genoeg nie, jy ervaar nie dat dit daar is nie, nou kompenseer jy vir iets. Die eerste ding is geregtigheid. En godsdienstigheid en al hierdie dinge wat ek nie doen nie, en doen en so en hou nie, en mag nie, al daai dinge, is dit kompenseer vir die sens wat iemand het, dat ek kort geregtigheid. En dan kom jy met iets wat jy jou eie geregtigheid probeer, wat is die Afrikaanse woord, vervaardig. Jy probeer jou eie geregtigheid vervaardig, want jy voel 'n tekort aan geregtigheid, vir wat se rede ook al. En nou kom Romeine 10, vers 1 tot 4, en Paulus skryf oor hierdie ding oor Israel byvoorbeeld, maar onthou nou, ek het julle gewys, ons doen dieselfde goed. Broeders, die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen, is tot hulle redding. Want ek getuig dat hulle 'n ywer vir God het, maar sonder kennis. So hulle het 'n ywer, maar hulle verstaan verkeerd. Vers 3. Want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie, en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie. Want Christus
is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Jy sien, godsdienstigheid is 'n poging van die mens om te probeer kom op 'n plek waar ek geregtig voel, en voel ek het nou geregtigheid. Maar nou kom hy sê, as jy werklik by Christus uitgekom het, is hy die einde van die wet, hy gee die geregtigheid. Sy geregtigheid is genoeg. Ek hoef nie iets by te sit soos nie dans op my troue om God te behaag nie. Ek hoef nie dinge te doen om nou op 'n plek te kom waar God dink ek. En dis wanneer mense nie 'n belewenis het van geregtigheid nie, dan probeer jy jou eie geregtigheid opbou, en dit kan wees omdat jy verkeerd verstaan, jy het 'n ywer maar sonder kennis, dalk het iemand jou verkeerd geleer, dalk het jy verkeerd verstaan, en dis hoekom jy teen als is. Maar hopelik help ek jou vandag. En miskien kan dit wees, en dis 'n dieper ding, en dis baie keer die ding, en ek sien dit baie keer by Christene wat die Here tyd dien, en dan sluip iets in, en dis hoogmoed. En hulle begin hoogmoedig raak, en hulle begin dink ek is beter as hierdie ander plebs, wat dans by hulle troue. En dan moet jy nou kompenseer, jy moet nou begin wys dat jy beter is. So ek vas en bid so lank, nie soos julle ouens nie. Ek doen nie dit soos julle ouens nie. Ek maak so, julle doen nie dit nie. En dan begin mense, want dan kom 'n stuk hoogmoed in, en jy wil roem in jou dade, jy wil sê ek hou die Sabbat. Nie soos julle ouens nie. Sy eie geregtigheid. Die tweede ding waarvoor mense kompenseer met godsdienstigheid, is wanneer daar 'n gebrek is aan intimiteit met die Here. Wanneer daar 'n gebrek is aan ware intimiteit met die Here. Dis wanneer mense nie genoeg van 'n belewenis het van God se liefde vir hulle nie, of hulle glo nie werklik in God se liefde vir hulle nie. Dan dink hulle moet iets bysit. Hulle moet kompenseer. Jy voel onseker oor God se liefde vir jou. Dalk is al goed wat mense van jou sê, en dit bring jou op 'n plek waar jy nie seker is oor God se liefde vir my nie. Dan voel jy moet kompenseer, en dan kompenseer mense met 'n klomp godsdienstigheid. Ek het al selfs mense in die kerk gesien, ywerig vir die Here, te ywerig. Dit klink nou snaaks. Hoe kan 'n pastoor sê iemand is te ywerig vir die Here? Maar hulle is oral, hulle try alles doen, hulle try alles vir die Here doen. En dan later wil ek vir hulle sê, raak rustig. God gaan jou lief hê, al doen jy niks van hierdie. Jy hoef nie by alles te wees nie, God is nog steeds lief. Wanneer die motief is nie net, ek doen dit want ek is so lief vir die Here nie, die motief is, ek doen dit, want gaan die Here vir my lief genoeg wees. Jy hoef nie. As ek vandag my Bybel toemaak, en nooit weer preek nie, en ek word, wat sal ek word? 'n toergids. Ek sal dit love, om 'n toergids te wees. Ek gaan 'n stuk van my calling mis. Ek gaan 'n definitief 'n stuk van God se plan vir my lewe mis, as ek nie meer mense bedien nie. Ek dink hy wil my so gebruik. Ek gaan 'n stuk vervulling mis, maar dit gaan niks verander aan God se liefde vir my nie. So ek praat nie oor mis jou calling, moenie goeie goed doen slegte, nee. Sê net die motief, godsdienstigheid, gaan nie maak dat God my liewer het nie. Alles wat ek doen, gaan nie maak dat God my liewer het nie. Die Galasiërs het in dieselfde stryk getrap. Hulle wou hulle laat besny en weer 'n klomp Joodse reëls volg. En dan skryf Paulus, en jy kan sien hy sy hande is in sy hare, soos my hande en my hare is gewoonlik oor hierdie goed.
En dan vra hulle hierdie vraag. Hy sê, dit alleen wil ek by julle weet. Het julle die Gees ontvang uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? En nou weet ons wat sy antwoord. Die antwoord is nie uit die werke van die wet nie, was die prediking van die geloof. Dis hoe ek die Gees gekry het. Hy sê, as julle so onverstandig, nadat julle met die Gees begin het, eindig julle nou met die vlees. Jy sien, eie geregtigheid laat jou goed voel oor jouself, dit laat jou goed voel oor jou prestasie, jou vlees, wat jy vir die Here doen. In plaas van Jesus se geregtigheid, wat jou in dankbaarheid laat staan teenoor wat hy gedoen het, sy genade, hoe wonderlik hy is. Eie geregtigheid skuif die fokus van wie wonderlik is, na Jesus is wonderlik, na ek is wonderlik. Terwyl Christus se geregtigheid skuif die fokus van ek is wonderlik, na God is wonderlik, Jesus is wonderlik, hy is die een. Hy is die een. En dan spreek Paulus hierdie beginsel van intimiteit aan. En hy sê dis 'n intimiteit tussen 'n vader en sy kinders, nie reëls nie. Nie reëls nie. Dis op liefde gebaseer in Galasiërs 4 vers 4 tot 6 en dan sê hy, maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop. Sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. En omdat julle kinders is, het God die Gees van sy seun in julle harte uitgestuur en hy roep, Abba, Vader. Vandag doen ons Vadersdag. My dogtertjie, toe sy vandag op my skoot kom sit het, was sy nie bang nie, prys die Here. Sy het nie gedink ek gaan met haar raas omdat sy nie by die kinderkerk is nie, want dis die reëls, op Sondag moet jy kinderkerk. Sy het geweet dis Vadersdag, sy gaan nou vir haar pappa kom vertel hoe oulik hy is, en hy gaan vir haar vertel hoe oulik is sy. Ek en jy is kinders van God. Daarom is jy nie meer diensknegt nie, maar kind. En as jy kind is, dan ook erfgenaam van God. Deur Christus Jesus. Erfgenaam. Aanvaar. Die erfgenaam werk nie om iets te kry nie, hy erf dit sommer. Hoor julle? Hy werk nie om iets te kry nie, hy erf dit, hy is erfgenaam. As jy verstaan wat Jesus gedoen het, as jy verstaan hoe God oor jou voel, dan het jy nie godsdienstigheid nodig om 'n leë plek in jou gemoed te vul nie. Jy het nie godsdienstigheid nodig om jou gewete te stil nie, want jy weet, jy rus in jou kindskap in die Here. Jy geniet hom net. Jy doen goeie dinge omdat jy sy kind is, nie omdat jy sy kind wil word. Ek gehoorsaam aan die Here want ek weet hy is my lief en wanneer hy vir my iets sê, het hy goeie bedoelinge. En as ek in 'n situasie kom waar daar vulgêr gedans word, gaan ek uitgaan. Nie omdat ek nie mag dans nie, maar omdat dit nie die hart van my Vader is nie. Is julle by? Ons 'n groot verskil. Dit was nie 'n wet nie. Dit was 'n onderskeiding. Ek het onderskei wat die Gees hier, wat die beweging hier, wat's besig om plaas te vind hier. Daar was nie 'n wet nie, daar was 'n onderskeiding. Jy sien, hierdie is nie God se hart nie. Hierdie is nie God se liefde nie. Ek gaan hierdie afsit. Ek gaan nie in hierdie deelneem nie. Want dis nie my Vader se hart nie. En Jesus antwoord hulle met hierdie twee beginsels in vers 3. En hy sê vir hulle, het julle nooit in die skrif gelees wat koning Dawid gedoen het toe hy en sy manskappe honger was nie? Onthou nou, hulle sê, hoekom breek hulle die wet op 'n Sabbat en eet? Ouens, moenie honger wees nie. Bly honger, moenie eet nie. 'n Sabbat. OK? Hy sê, hulle het selfs in die huis van God ingegaan en die offerbrood wat die priesters alleen bedoel was geëet en daarvan vir sy manskappe gegee. Daardeur is die wet ook mos verbreek. En voeg Jesus by, ek die seun van die mens is Here oor die Sabbat. So Jesus antwoord hulle met hierdie twee beginsels. Hy sê, man, die beginsel is die nood van mense is vir God belangriker as godsdienstige onderhouding. Godsdienstige rituele. Godsdienstige voorkeure.
Want ons kan nou hier staan en aanbid en aanbid en aanbid, maar langs my sit iemand wat regtig swaar kry en ek worry nie oor hulle nie, want ek's besig om te aanbid. Vir God is daai persoon belangriker as die sang. Die nood van die mens is vir hom belangriker. Die ritueel is nie verkeerd nie, maar dit kan nie voor my liefde vir my medemens geplaas word nie, nê. Ons sien dit ook in die volgende deel, waar Jesus die man se hand gesond maak, waar hulle almal sit en kyk, gaan hy nou op die Sabbat iemand gesond maak? Hy mag nie op die Sabbat werk nie, dis die reël, dis die godsdienst hier. En Jesus maak die ou gesond. En dis die beginsel, die mens is vir Jesus belangriker as godsdienstigheid. En daardeur bedoel ek nie die mens se sondige voorkeur nie. Moenie, ek is nie woke nie, verstaan my mooi. Woke sê die mens kies en maak nie saak wat jy kies en wat jy doen nie. Jy kan doen wat jy wil. God gee nie om nie, hy bly net vir jou lief. Ek sê nie dit, hy bly net vir jou lief, maar hy wil hê jy moet verander. Hy wil nie jy moet so bly nie. Moenie my verkeerd aanhaal nie. God wil hê ek en jy moet 'n lewe van heiligmaking nastreef. Maar hy wil nie ek en jy moet 'n lewe van godsdienstigheid nastreef nie. Daar's 'n groot verskil. Jy kry baie godsdienstige mense wat goddeloos in hulle hart is. Jy kry baie godsdienstige mense wat uiterlik al die regte goed doen en sê, maar binne vol haat en nait en selfsug en dinge is. Godsdienstigheid het nie die vermoë om dit aan te tas nie. Maar Christus het. Jesus het die vermoë om mense se harte te besny, hulle harte te verander. Jesus. So die eerste beginsel is, mense in nood is belangriker as mooi offers en godsdienstige gebruike. Dis hoekom 1 Korintiërs 13 vers 1 vir ons sê, nou praat ek met ons Pinkstermense se godsdienstige gewoontes, al sou ek in die tale van mense en engele spreek. En ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n lydende sambaal geword. En dan sou ek die gawe van profesie en al die geheimenisse weet en al die kennis en dan sou ek geloof hê om berge te kom versit en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En dan sou ek my goed uitdeel, dis mooi godsdiens. En dan sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word en ek het nie die liefde nie, dan baat dit my niks. Dit baat niks. Ek ken mense wat vol profetiese openbaringe is en elke tweede dag een of ander iets in die gees sien, maar hulle dink net aan hulle self. Nie gasvry nie, nie vrygewig nie. Daai profesie beteken vir my minder as 'n cartoon op TV. Beteken niks nie. Dis sinloos. Maar ons nie liefde nie. Daar's nie liefde nie. Dis godsdienstigheid. Ek ken mense wat verskriklik godsdienstig is, maar hulle kan nie mooi met ander mense praat nie. Hulle kan nie mooi werk met mense wat onder hulle is nie. Dan godsdienstigheid beteken niks nie. Daar's nie liefde nie. Uiterlike godsdienstigheid, as dit nie van innerlike liefde kom nie, beïndruk nie God nie. Beïndruk hom nik. Die tweede beginsel is, Jesus sê ek is in elk geval Here oor die Sabbat. En onthou net God is Here oor die Sabbat. So dis 'n interessante plek waar Jesus eintlik sê, ek is God. Hy sê die Sabbat is myne. Ek het hom gemaak. En ek oordeel wie in wese die Sabbat hou. Nie wie dit uiterlik hou nie. Ek weet wanneer iemand in wese die wet gehoorsaam en nie net uiterlik die wet gehoorsaam nie. Is interessant, Jesus sê ek die seun van die mens is Here oor die Sabbat, want die Sabbat is jy sê op 'n ander plek vir die mens geskep. Dis 'n wonderlike ding die Sabbat. Dis 'n wonderlike ding om rusposes in te bou in jou week en tyd te hê wat jy op God spandeer. Dis 'n wonderlike beginsel wat geskep is vir jou, maar dit beteken nie jy mag nou nie eet en jy moet vrek van die honger nie. Jy hoor wat besig is om te gebeur nie. Jy is besig op die plot te verloor, ouens. Die beginsel is daar om die mens te dien. God het dit gegee as 'n wonderlike ding vir die mens. Dis nie daar om die God te word wat ons dien nie. Die sterk moet nie die hond swaai nie. En Jesus kom en hy genees hierdie ou op die Sabbat.
Hou hom so dop om te kyk of hy die ou gaan, weet jy, pas op dat jy nie so reg is dat jy verkeerd is nie. Weet in die huwelik al agtergekom, jy kan reg wees en miserable. Wil jy reg wees, mans, of wil jy gelukkig wees? Ek trap baie in daai slaghuister. Come on. Wie trap in daai slaghuister? Kom nou. Wil jy reg wees of wil jy gelukkig wees? Later is die konflik nie meer die reg en verkeerd, dit gaan oor die verhouding. Dit gaan oor die verhouding. Vers 9 sê, Jesus sê, is baie swak vertaal in die Nuwe Lewende Vertaling, want dit verloor die hele beginsel wat ek vandag vir jou probeer verduidelik. Toe sê Jesus vir sy kritisie, ek het 'n vraag om aan julle te stel, is dit werklik reg om goeie dade op die Sabbat te doen, of is dit 'n dag om kwaad te doen? Is hierdie dag 'n dag om lewens te red of om dit te vernietig? Nou sê hy, is dit reg of is dit kwaad? En eintlik, en jy kan al die letterlike vertalings gaan kyk, hy gebruik 'n ander woord, dit is 'n belangrike woord. Ek lees vir jou die ou Afrikaanse vertaling. Toe sê Jesus vir julle, ek sal aan julle 'n vraag stel. Wat is geoorloof op die Sabbat? Om goed te doen of kwaad te doen? Om 'n lewe te red of om te bring? En kyk wat hy sê. Jesus skuif die hele gesprek van reg en verkeerd af na goed en kwaad toe. Dis 'n geweldige belangrike raamwerk vir Christene. En hy sê om 'n lewe te red of om te bring. Wat praat hy oor lewe en dood? Luister vir my, Christendom, die tipe wat Jesus gebring het, nie die godsdienstige tipe nie, nie die godsdienstige tipe nie, die tipe wat Jesus kom bring het vir ons. Christendom, om Christus te volg, gaan nie oor reg en verkeerd nie, dit gaan oor dood en lewe. Dus dit gaan nie oor, is iemand se gedrag beter nie, dit gaan oor, is iemand gered? En het hulle die ewige lewe? Want anders het jy mense wat fenominale gedrag het en nie op pad is na Jesus toe wanneer hulle oë toe maak nie. En hulle asem uitblaas nie. Dit gaan oor lewe en dood. Ewige lewe. Nie oor reg en verkeerd nie, dit gaan nie oor behavioral modification nie. En daarom gaan dit in praktyk nie oor reg en verkeerd nie, dit gaan oor goed en kwaad, dit gaan oor onderskeiding. Is hierdie dans goed? Nee, dit lyk septies. Maar dan dans ons nie saam, die ouens is gesyp. Hulle flirt met mekaar se vrouensie. En dans ons nie saam nie. Nee, hier is pragtig. Kyk hoe lag hy dogtertjie op pa spinne aan die ronde. Dis mooi. Ons dans saam. Hoor julle, dis nie reg en verkeerd nie, dis goed en kwaad. Daar's 'n onderskeiding nou betrokke. Want jy kan so reg wees dat jy verkeerd is. Hulle is so reg, die ou mag nie genees word nie. Hier sit 'n ou. Hy's gebreklik. Reg en verkeerd kry nie, ons help hom nie. 'n Sabbat. Jesus sê, man, ek het gekom vir lewe. Ek het gekom vir lewe. Kom ek probeer hierdie beginsel vir mense verduidelik, en ek hoop ek kry dit reg, maar kom ek gebruik 'n voorbeeld. Ek wil nie oor Paasfees spreek nie, maar ek wil jou 'n voorbeeld gee. Miskien drop dit by jou. Ek het nou die dans voorbeeld gebruik. Baie mense sê, ons kan nie Paasfees hou nie, dit kom van 'n heidense fees af. Dis 'n heidense ding. Ek het op die internet gelees, en as op die internet is, moet dit waar wees. YouTuber. Die ou kwoteer versies so. Dit moet waar wees. Versies kwoteer. YouTube. Ek wil net vir jou sê, en ek wil nie iemand se Bybel bars nie. YouTube is nie die Bybel nie. En net oor een of ander idioot op die internet iets sê, beteken nie dis so nie. Enige iemand kan iets op die internet sit. Ek ook.
Ek kan vandag, as ek hier klaar, goed oor ingenieurswese op die internet sit. En dit gaan niks beteken nie, want ek weet van ingenieurswese boggerel. Maar daar gaan een of ander matwat wees, wat dit gaan kyk en dink ek weet waarvan ek praat. Die Engelse woord Easter. Nou gaan ek jou feite gee. Die Engelse woord Easter is beide die ou Engels en die Germaanse woorde Estorie of Ostara. Dis die godin van lente en vrugbaarheid se naam. Dis waar die Engelse woord Easter vandaan kom. Nou jokes. Die ding van paaseiers en hasies was simbole wat hulle voor Christendom in heidense Europa gebruik het. Dis feite hierdie. As beelde van fertiliteit en lewe. Wanneer hierdie fees gevier het, wanneer die lente gekom het, in toewyding aan hierdie godin, vals godin obviously, Ostera. Nou sê vir my, hoe kan julle Paasfees hou? Dis duidelik heidens. Is dit? Die Christene het gekom, en Paasfees is 'n beter woord as Easter, dis hoekom in ons Engelse kampus praat ons eerder van Passover, as Easter. Want kom van die Hebreëus Pasga af, waar hulle die bloed gesmeer het, toe hulle uit Egipte, en hulle eet die Pasga, die engel van die dood het hulle oorgesien, toe hy die bloed sien, en Jesus is die paaslam vir ons geslag. So ek hou van die Afrikaanse woord, Paasfees. Het dit in daai tyd van daai godin kom plak, die Christene, hulle die eiers en die hasies gevat en dit herinterpreteer as die nuwe lewe wat Christus vir ons bring. Herinterpreteer. Hulle is nie kwaad oor wat ek preek nie. Daai jong man moet vlieg, gaan in vrede. Hulle het herinterpreteer. Maar ons het Paasfees oorgevat. Kom ons vat gou 'n goed en kwaad bril. Wat is kwaad van die volgende? Kom ons dink aan ons laaste Paasfees. Hierso by die kerk. Sê vir my, wat is kwaad hiervan? Was die aanbidding wat ons almal saam Jesus aanbid het? Was dit kwaad? Toe my dogtertjie, nou hoop ek nie iemand verlaat die kerk nie, uitgekom het by die deur en sy sien chocolate eiertjies en paashasies, en sy lag, en hulle geniet dit, en sy weet nie hierdie woorde, ek kan dit skaars uitspreek, ek moet op my notes kyk, Estora en Ostara, en sy weet niks van hulle nie, en sy eet die chocolate en haar gesig is vuil en is lekker en is joy, is dit kwaad? Is dit kwaad? En ek vra vir haar, hoekom vier ons Paasfees terwyl sy al hierdie chocolates eet? En sy sê vir my, want Jesus het vir ons dood gegaan. Is dit kwaad? Was die woord wat ons gepreek het kwaad? Was die ekstra vakansiedag waar ons as familie saam gekuier het kwaad? Of was hierdie dinge goed? Nou kry jy meneer Schuur by die huis. Ek gaan nie kerk, ek vier nie heidense fees nie. Ek gaan YouTube kyk, waar ons nog die waarheid preek. Is dit goed? Wat's geoorloof om te doen? Vra Jesus. Goed of kwaad? Goed of kwaad? Jy weet, hulle word woedend vir Jesus toe hy hulle godsdienstigheid aanvat. Mense word nou nog vir my woedend as ek hierdie goed preek. Want dit is 'n vieslike gees, 'n godsdienstige gees. Maar net die manier om jou te bind, en hy die manier om al die vreugde uit die Here dien uit te haal.
En hy word woedend as ek hom aanspreek. En dis hoekom ek so geniet om te gaan. Net soos hierdie ouens, hulle was woedend toe Jesus daai ou gesond maak. Hoe kan hulle Paasfees vier? Was 'n Sabbat. Meanwhile gaan die ou huis toe, hy's genees. God het vir hom wonderlike dinge gedoen. Sy gebrek is van hom weggeneem. God word aanbid en geëer vir sy goedheid. Man, kom ek sê nie oor Paasfees, Kersfees, enige fees wat ons as Christene hou. Ons het die heidene oorrompel. Ons het dit oorgevat. Dis nou ons fees. Ons vier Jesus. Ons verheerlik hom. Hulle is nou irrelevant. Dis letterlik wat gebeur het. Hulle is nou irrelevant. Ons is nou in beheer van die fees. Jesus. Hoe moet ons onderskei? Hebreërs 5 vers 13. Want elkeen wat melk gebruik, hy praat van geestelike melk en geestelike vaste kos, melk is die babietjies, is onervare in die woord van geregtigheid. En dis hierdie ding wat ek preek, want dit gaan oor Christus se geregtigheid wat groter is as my en jou geregtigheid en enigiets anders for that matter. Hy sê hulle is onervare in geregtigheid omdat hy 'n kind is, maar vaste spys is vir volwassenes. Vir die wat geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Dis die volwasse ouens. Hulle verstaan geregtigheid. En godsdienstigheid sê nie vir hulle hoe werk die lewe nie. Die gees van God sê vir hulle hoe werk die lewe. Die beginsel van liefde sê vir hulle hoe werk die lewe. Hulle kan goed van kwaad onderskei. Hulle kan in enige situasie instap en goed van kwaad onderskei. Hulle kan instap in 'n Paasfeesdiens en hierdie ouens preek en sê ons wil die Here eer, maar ons wil ook net op hierdie stadium ook dan net al die ander gelowe en onmiddellik onderskei ek hierdie is kwaad. Hierdie is dalk 'n Paasdiens met 'n Christen stamp op, but it's kwaad. Dis nie die evangelie nie, ek onderskei dit. Dis kwaad. Al sê jy jy's 'n Christen en jy sê hierdie, dis kwaad. Al praat jy Christianies en jy maak so, dis kwaad. Maar ek kan in 'n ander ding instap en sien, wow, hier dans 'n klomp Christene, niemand dans mekaar se vrouens, niemand doen iets weirds nie, dis lekker, hulle geniet dit, hulle sing baanjaar. Dis goed. Dis goed. Vaste spys is volwassenes, hulle wat goed van kwaad kan onderskei. Goed van kwaad. Prys Jesus. Hy red steeds. Hy genees steeds. Hy maak steeds vry. Hy gee ons sy Heilige Gees om ons te lei. Ag, en vandag wil ek hê jy moet uitstap met die bewuswording van ek hoef niks by te las by Christus se geregtigheid nie. Ek moet net aan hom behoort. Ek moet my lewe vir hom gegee het. En dan kan sy Heilige Gees my lei om goed te leef. Nie net reg nie, verby reg. Meer as reg. Goed te leef. Goed te leef. Ek en my vrou kan beklei. Dit gebeur nooit, maar en ek kan reg wees, en sy kan reg wees. En gewoonlik is dit my vrou wat goed is. Dan kom sy sê, sy's jammer. Nie altyd nie. Partykeer sê ek ook goed. En nou is die verhouding reg. Sy kan reg wees of goed wees. Jy sien, reg is nie genoeg as jy die Here dien nie. Reg is nie genoeg nie. Is goed en kwaad. Lewe jy 'n lewe van goed? Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U vir ons kom wys het wat die Vader se hart is. Dankie dat U vir ons kom wys het
wat die Vader se hart is. En dankie dat U ons innooi in hierdie verhouding met U in. Heilige Gees, ek wil bid dat ons almal is so vatbaar vir godsdienstigheid, dat ons dit nie aan ons vat sal kry nie, maar dat ons liewer uit 'n rein hart U sal volg, U sal dien, U sal lief hê, U liefde sal beleef en daarom heilig lewe. Omdat ons U liefde ervaar. U liefde. Baie dankie dat jy ingeskakel het by TD Kerk se uitsending en spesifiek 'n groot dankie aan diegene wat ons finansiëel ondersteun en dit so moontlik maak dat ons kan aanhou om mense reg oor die land op hierdie manier te bedien. Mag die Here jou seën.